Heritage Syrah met sy sterk kruie ondertone is 'n komplekse rooiwyn, tipies van die Swartland terroir, wat gebraaide Karoo lam perfek komplementeer, asook heerlik smaaksame klassieke ratatouille. Nou die ontbeende suurlemoen, knoffel en roosmaryn lamsbout het ek reeds gemarineer gekoop. Nou dit is in die oond hier agter my besig om gaar te word teen so 160-170 grade. Met so 'n ontbeende lamsbout werk ek gewoonlik so tussen 25 en 30 minute op elke 500 gram. Dit is nou as jy jou lamsbout so net oor 1 kilogram het, dan sal ek dit in die oond sit vir so uur en 15 minute. Nou die laaste 15 minute is dan nou net om dit mooi goudbruin en bros te laat rooster. Nou alles hang natuurlik ook af van hoe gaar jy jou lamsvleis, hoe gaar jy van jou lamsvleis wil hou. Nou ek hou van hierdie spesifieke effe pink sap en sappige vleis. Nou dan vir die ratatouille is benodig jy eiervrug, babamurg, pampoentjies, 'n vars of 'n blikkie tamatie en dan rooi soetrussies. Dit alles sny jy of in ringetjies of in blokkies. Dan gee ek dit nou natuurlik net met sout en peper en olyfolie. Jy kan dit net so braai in die pan, maar ek verkies om dit eerder in die oond te rooster. Dit gee jou natuurlik daardie ekstra geur en die diepte in die dis. Nou ek gaan dit nou in die oond sit en dan gaan ons nou natuurlik met die tamatiebasis begin. So hier het ek reeds in die pan my eie wat goudbruin braai en dan die kruie en speserye wat ek dan nou natuurlik bysit is vars gemmer en vars knoffel. Dan het ek bietjie basiliekruid en timie blare wat ek ook insit. Hierso het ek oregano en dan paprika en dan heel laaste my tamatie pasta. Nou al wat ek dan doen is ek braai dit saam, net so jy kan so 'n bietjie ekstra olie bysit, net sodat dit daai geurbasis in die hele dis sit. Nou ek gaan nou net so laat dit so 'n minuut met mekaar meng, al daai kruie en speserye en dat die hitte dan alles lekker intrek. Dan gaan ek natuurlik die vars of daai blikkie tamatie binne ingooi. Nou jy kan natuurlik ook bietjie rooiwyn byvoeg net vir ekstra geur. Op lae temperatuur kan die tamatiebasis dan net so rukkie brik. Nou as ek terug is, voeg ons ook die geroosterde groente in hierdie pot. Nou as jy hier in hierdie pot hier voor my loer, sal jy sien dis eintlik maar net 'n tipe tamatie sheba basis wat hier gevorm of ontwikkel het. Nou al die waterigheid het afgekook en net 'n heerlike dik tamatie basis bly dan oor. Nou die geroosterde groente roer ek nou net by en dan laat ek dit vir so 'n paar minute ook dan nou net op 'n lae hitte prit sodat die geure in hierdie geroosterde groente intrek. Nou nog 'n rede hoekom ek verkies om die groente eerder te rooster is want dit behou natuurlik daai mooi kleur hier voor my en dan natuurlik ook die tekstuur van die groente beter. Nou niemand hou van daai gekookte kleurlose moes op 'n bord nie. So kom ons voeg gou dit by. Ek wil net vir julle wys, kyk hy't lekker dik gekook. So al wat jy nou kan doen, ek gaan dit so maak want hy is bietjie warm. En dan gaan ek net van hierdie groente en al die groente is gaar en soos ek genoem het, kan jy sien hoe mooi lyk die kleure. So jy kan nou net so ek gaan nou die ander byvoeg en dan roer jy dit nou net so heerlik deur. Nou, die dis is ook heerlik saam met pennepasta as 'n maaltyd op sy eie vir wanneer jy 'n vleislose pasta gereg wil maak, dan voeg jy nou natuurlik net vir ekstra lekkerte bietjie room by. Nou om 'n basis op my bord later te vorm, het ek redelike gladde kapok aartappels hier in die pot gemaak en ek het nou nie op my resep dit bygesit nie, maar ek is seker jy by die huis weet presies hoe om kapok aartappels te maak. Jy voeg net so bietjie ekstra melk by of room natuurlik net om daai tekstuur bietjie gladder te kry. Nou as ek later terug is dit tyd vir opdiening. Ek moet nou eers hierdie ontbeende lamsbout hier langs my begin sny.
Nou die lamsbout was natuurlik maklik om te sny want dit was reeds ontbeen. Onthou dit is belangrik dat die lamsbout ook rus as dit uit die oond uitkom voordat jy dit sny. Want so 'n stuk vleis hanteer 'n mens natuurlik dieselfde as wat jy 'n stuk steak met daai vleissappe sou doen. Nou al die elemente is gereed en hier voor my en nou is al wat oorbly die opdiening. So ek vat my bord en dan hier is my gladde kapokaartappels en ek sit so 'n skeppie en 'n half op en dan trek ek hom sommer net so en dan hier aan een punt vat ek so 'n groot skep, ek wil nou net van alles op die bord kry en sit dit hier aan die bokant en sien julle hoe mooi is my kleure nog hier in die groen van die groente. So nou vat ons die lamsvleis en ek gaan so 3 stukkies opsit. Ek doop hom net so klein bietjie in die sous en dan sit ek hom hierbo op. Kom ons bederf hulle met nog 'n stukkie. En dan kan jy nou natuurlik bietjie van hierdie vleissappe net so bo oor gooi en ek drup hom so hier op die bord en dit is dan sommer die garnering. Groenblaar hier aan die einde en 'n bietjie swartpeper. Nou as ek hierdie gereg by die huis maak, bederf ek my mense altyd met 'n ekstra stukkie lekkerte en bo op hierdie lamsvleis sit ek dan nou natuurlik so ronde geroosterde murgbeen. Okay, nou nie so gesond nie, maar dit bly heerlik en lekker. Nou die bord lyk verseker na 'n bitter lekker bederf. Die resep is op ons ontbytsake webtuiste beskikbaar.